Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige dag is my bede dat die Here jou hart sal open en deur sy Heilige Gees sy woord in jou lewe en in jou hart sal bevestig. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre 1 Korintiërs hoofstuk 10, vers 23 en 24. Paulus skryf: Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Paulus het hierdie brief van hom geskryf vir die gemeente van Korinte. Korinte was 'n hawe stad wat teen die see gelê het. Daar het gereeld skepe aangekom uit verskillende dele van die wêreld. Daar het verskillende volke, tale en nasies byeengekom en daar was baie godsdienste en afgodsdienste teenwoordig in die stad van Korinte. Broeder en suster, midde in hierdie situasie bevind die kerk van Jesus Christus hulle. 'n Groepie Christene wat daar die gemeente van Jesus Christus gevorm het. Paulus gee vir hulle waardevolle raad oor hulle eie lewe, oor hulle geloofslewe en oor hulle Christen wees in hierdie brief. Hier in die midde van Korinte, tussen al die heidene en die afgodsdienaars, is daar so baie versoekings en aanslae. En baie van hierdie dinge word as geoorloof beskou vir alle mense. En daarom dat Paulus skryf, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Ek en jy wat kinders van die Here is, het toegang tot baie dinge in hierdie wêreld. Baie dinge word as aanvaarbaar deur die wêreld aan ons voorgehou. Maar dit is nie noodwendig nuttig vir jou lewe nie, en dit stig ook nie jou geloofslewe nie. En daarom moet jy waaksaam wees voordat jy iets gaan doen of toepas in jou lewe. Ons moet nie ons eie voordeel heeltyd soek nie, maar die voordeel van ander. Nou ek en jy wat kinders van die Here is, het 'n familie en ons het vriende en ons het ander Christene wat rondom ons lewe en saam met ons dalk in 'n kerk is. Ons moet hulle voordeel soek. Wanneer jy iets gaan doen wat iemand anderste se lewe skade kan berokken, of wat nie hulle lewe stig of opbou nie, bly liewer weg van daardie daad. Ons wil nie iemand in die koninkryk van God skade berokken of 'n slegte voorbeeld voorwees nie. Die Here Jesus Christus het vir ons die volmaakte voorbeeld gestel. Ons moet lewe soos wat hy sou lewe. Die wêreld sal aan ons 'n voorbeeld kom skep, maar ons grootste voorbeeld is Jesus Christus. Hy is die een wat ek en jy moet navolg. In sy voetspore moet ons loop. Ons moet leef soos wat hy geleef het. Laat alles wat ek en jy doen vandag tot opbou wees van ons eie lewe, tot opbou van die koninkryk van God en tot opbou van ons naaste. Laat niemand ons eie voordeel soek nie, maar laat elkeen van ons die voordeel van 'n ander soek. En kom ons bou met gelowige harte aan God se kerk en koninkryk en wees 'n voorbeeld soos wat Jesus ons voorbeeld is. Kom ons bid saam. Dankie Here vir hierdie nuwe dag waarin ons in aanbidding voor U kan buig. Ons loof U en ons prys U as ons volmaakte voorbeeld. Dankie vir die Here Jesus Christus wat vir ons God se wil kom bekend maak het. Dankie vir U woord, Here, wat die waarheid is, wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. Here, U vra van ons om in hierdie wêreld dinge te doen wat nuttig en tot opbou van ander mense en onsself is. Help ons om alles te doen tot U verheerliking en dat ons lewens U naam sal groot maak. Dankie vir soveel seëninge wat U vir ons gee, Here. Lei vandag vir ons om 'n dankbare lewe te leef en wil U uit genade al ons sonde vergewe.
In Jesus naam vra ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.